wat vir my soos 'n paal bo water uitgestaan het met die vroeë Christene, is hulle liefde. Ons klim nou in hierdie reeks in Love Like This, en dis presies dit, as jy die kerkgeskiedenis gaan opkyk en oplees oor hoe die kerk net ontplof het. Nee, van 'n handvol mense af net ontplof het, dat se reg oor die wêreld kinders van die Here vandag, mense wat lief is vir Jesus, en iets het net gebeur in 'n stikkende donker wêreld, dat mense na hulle gekyk het en gesê het, wow, jy weet, hierdie is vir ons onweerstaanbaar wat julle het, en wat was dit gewees, wat was daai wow, was liefde. Hulle het Jesus se woorde in Johannes 13 net ernstig opgevat, dis al. As hy die opdrag gee en hy sê, julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief gehad het. En so ons het iets in ons harte wat ons die Here wil kom vertrou vir hierdie volgende 6 weke se saamstap, en nie net nog 'n reeks nie. Ons praat baie oor liefde, dis ons jaartema, marked by His glory, known by His love, en dit kan net so maklik net nog, okay, ons praat weer oor liefde, maar ons wil regtig hê, dat jy sal hoor, dat die Vader iets van sy hart wil kom openbaar. Dalk vars, dalk opnuut, dalk iets wat jy lankal gehoor het, maar net nodig het om weer te beleef hier aan jou lyf. So as ons praat oor liefde, of ons dink oor die boustene van liefde, is daar 3 goeters wat ons uitsonder, wat ons dan oor die volgende 6 weke met jou wil in gesprek wees oor. En die eerste een is compassion, is liefde wat op 'n sekere manier kyk en mense raak sien. Dan gaan ons so kyk na calling, dis daai liefde wat hoor, die roepstem van die Here hoor en dan beweeg, wat ons bring by contribution, liefde wat raakvat, liefde wat 'n impak maak, liefde wat goed laat gebeur. So ons begin dan vandag met compassion, waaroor ons wil gesels nou. Ek wil 'n storie met jou deel van iets wat gebeur het in 2012, wat ons so 'n bietjie gaan help om hierdie te verstaan. Nou, 2012 voel vir my nie so ver terug nie, ek besef dis al 'n paar jaar terug, maar 2012 voel soos nou die dag, is daar 'n tannie, sy's 81 jaar oud gewees, in 'n gemeente, in 'n klein dorpie in Spanje. En in hierdie kerkie van haar was daar 'n kunswerk van Jesus. Daar is die kunswerk. Die kunswerk se naam is Ecce Homo. En dit beteken, dis Latyns wat beteken behold the man. Dis wat dit beteken. Jy kan nou sien waarna dit verwys, nee, dis Jesus wat daar hang. So die tannie kyk toe na die muur, dis 'n muurkunswerk wat teen 'n muur geverf is. Kyk daarna en jy weet, dit breek haar hart dat hy so lyk soos wat hy daar lyk. En sy besluit, sy moet iets doen daaraan, ietsie moet gebeur, want jy weet, die skildery kan nou nie so lyk nie. En sy pak dit toe nou self aan, en besluit, sy gaan dit fix, sy gaan dit regmaak, sy gaan dit restoreer. En hier is haar handewerk nadat sy dit gerestoreer het. So as jy dit gemis het, kyk net mooi weer. Okay. En as jy Latyn verstaan, dan weet jy dat wat daaronder staan, Ecce Homo, beteken behold the monkey. Okay. Ek sien party van julle se uitdrukking, ag shame tannie, wat het jy aangevang? So hierdie het viral gegaan, jy kan dit gaan Google, Ecce Homo, hierdie is 'n true story, ek maak dit nie op nie, dis nie fake news nie, dis nie prentjie van die internet, van AI afgetrek nie, hierdie het actually gebeur. So die dorpie in Spanje tot vandag toe nog, kry baie besoekers, maar vir die verkeerde redes. En ons niks anders te wat indrukwekkend is daar nie, is 'n baie mooi kerk, ons is mooi goed in die kerk gebou, maar die mense kom om dit te kyk. Hulle kom actually om te kan sê, ons het dit ook gesien, en hulle kom nie om 'n kunswerk te waardeer nie, nee, as jy kunstig is, of jy verstaan kuns 'n bietjie, hulle kom staan nie daar en kyk na die mooi handewerk, en die styl wat hierdie kunstenaar gebruik het, en hulle kom en hulle kan nie glo wat hulle sien nie. Okay, eers was dit in die kunste community waar dit soos 'n veldbrand geloop het, te sê, kyk na hierdie stuk restaurasiewerk, en toe het die hele social media net ontplof. Nou shame, hierdie tannie het actually goeie bedoelings gehad. Sy wou regmaak wat vir haar belangrik was, en wat daar teen 'n muur gehang het. Maar sy het dit heeltemal gemis.
sy het dit totaal geheel en al gemis. As jy nie 'n kunstenaar is nie, vat my woord vir dit. Okay. Ek is ook nie kunstenaar nie, maar sy het dit gemis. En as ons praat oor die liefde van Jesus, as ons praat oor 'n roeping op jou en my lewe, oor hoe ons na mense kyk en hoe ons mense hanteer, is daar die gevaar, het gebeur eintlik so maklik dat ons daai pad stap. Dat ons dit totaal geheel en al mis. Jy sien die wêreld dag op in hierdie dorpie, of hulle kyk op die internet, en hulle lag, dis lagwekkend. Hoekom? Want hulle sien nie die oorspronklike kunswerk raak nie. In 1930 was daar 'n kunstenaar wat die oorspronklike kunswerk kom skilder het en moeite gedoen het met dit, en as jy nou daarna kyk, sien die mense nie die kunswerk raak nie, en as ons geroep word om mense lief te hê, dan dis wat partymal gebeur. So sien jy die kunswerk raak, jy sien nie God se handewerk en die skepping wat sy beeld en gelykenis, ons mis dit. Wat ons raak sien is die foute wat stikkend is en nie werk nie en gebroke is. Wat ons raak sien is die behoefte van mense, en dan kyk jy na die behoefte en voel jy, okay, hier's nog 'n probleem wat opgelos moet word. Maar daar's iets dieper in wat ons mis en wat ons nie raak sien nie, en dis iets wat Jesus ongelooflik reg gekry het, om anders te kyk na mense. Toe hy op aarde gewandel het, sê die woord, hy het met sondaars omgegaan, hy het met gebroke mense omgegaan, hy het met mense wat verwerp is deur die samelewing, wie ek en jy nou sal kyk en sê, jy weet die melaatses en daai ouens wat letterlik gestink het as jy naby hulle gekom het. Iets het gebeur met Jesus, die manier hoe hy met hulle geconnect het, en hier's wat gebeur het. Matteus 9:36 sê, toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry. Dis nie daai shame. Het hulle alweer sy kar gesteel, of ag shame, ek het geval en my voet seer gemaak, ag shame, is jy okay? Dis die woord innig jammer, as die ou Afrikaans probeer om so uitdruk, daai innig jammer, die Engels kry dit dalk net beter reg om dit te beskryf, want hy sê, in die Engels sê hy, he was moved, daar's definitief beweging wat gebeur het, he was moved with compassion. En hierdie raak die patroon van Jesus se bediening, hierdie is wat ons sien, luister gou saam met my, Matteus 14 vers 14, toe hy uitklim, het hy die groot skare gesien, hulle innig jammer gekry, en hulle siekes gesond gemaak. Matteus 20:34, Jesus het hulle innig jammer gekry, en hulle oë aangeraak, en hulle kon onmiddellik sien, en het hom gevolg. Markus 1:41, en Jesus het vir hom innig jammer gevoel, en die hand uitgesteek en hom aangeraak, en vir hom sê, ek wil word gereinig. Ander vertaling, ek wil word genees. Daar's hierdie ding wat gebeur het in Jesus, hy het innig jammer gevoel, weer die Engels sê dit, vat dit mooier vas, and Jesus was moved with compassion, en dan gebeur iets. En gewoonlik wat gebeur, wat ons raak lees hier is wonderwerke, daar's wonderwerke wat gebeur, maar die wonderwerk is vooraf gegaan met 'n stuk compassion. Ons lees die Bybel, ons is beïndruk deur die wonderwerke, en ons lees dit en ek sê, wow, weet, hy het iemand aangeraak wat blind was en hulle kon sien. Ek wil vir 'n oomblik pause druk net en vra as jy vrymoedigheid het om jou hand op te steek, te sê, ek's op 'n plek in my lewe waar ek die Here moet vertrou vir 'n wonderwerk. Daar's 'n wonderwerk wat moet deurbreek. Here, U weet, hier's 'n wonderwerk waarvoor ek U vertrou. As jy vrymoedigheid het, steek gou jou hand op net, as daar, okay, is heeltemal te veel. Daar's heeltemal te veel. Will you come to the front for me? Is jy gemaklik om te deel met ons oor die wonderwerk? Okay, kom staan hier so. Kom vertel gou vir ons. Alsan Dylan at 14 years got involved with Dagga, and he's still involved with Dagga. And it's a thing that I pray about every day. And I want the Lord to, I'm trusting the Lord.
to take that away from him and to call him back home. Because he's got a tattoo on his wrist, yeah, when he got baptized. So he belongs to the Lord. He's marked. Stand here for me. Stand here. So there's a lot of hands that went up. Nou praat ek skielik saam Engels. It's contagious. Die Here het compassion vir die Engelse ook, hoor, as jy gewonder het. Ons mag 'n storie soos hierdie lees, wat sê hier's waarvoor ek die Here vertrou. Here, ek het 'n wonderwerk nodig. My werk verloor. Sal julle saam met my bid? Ek het 'n hart vir my kind. Sal julle saam met my bid? Ons gaan deur 'n moeilike tyd. Wat gebeur is, ons lees dit in die oomblik, sit jy die handjie emoji of die like of die druk emoji of die, nee, daar's 'n oomblik waar iets roer in jou hart. Iets roer in jou hart. Dan scroll jy aan, dan sien jy, hy het 'n ou van 'n swing afgeval, hy lyk simpel, en dan lag jy en dan in 'n oomblik het dit aanbeweeg. Wanneer jy hierdie storie op hierdie vlak hoor, hy kom sit dieper, nee, wanneer jy iemand in die oë kyk en jy sien sy belewenis, jy hoor 'n pa se hart vir sy kind. En hier's wat gebeur het, Jesus het na mense toe gestap en hy het na hulle gekyk en hy het klaar geweet wat is in hulle hart. Hy het klaar die seer gesien en hy het klaar die stryd en die ure op die knieë. Hy's bewus van al daai goed gewees. En dan kyk hy na 'n skare mense en dan weet hy van elke liewe een van hulle, elke hand wat hier opgegaan het gesê het, ek vertrou die Here vir wonderwerk. En ons sien dit in 'n oomblik soos hierdie in die kerk en ons dink, ja, ons vertrou die Here. En dit sal vir ons baie lekker wees as ons iemand vorentoe roep wat siek was en moet gesond word, sê ek moet die Here vertrou, my heup gaan ingee as ek hier vir 'n operasie of wat ook al, en ons bid en ons lê hande op die oomblik op haar heup en dan dans die persoon op en af en dit is great. I'm all for that. Ek vertrou saam vir die Here vir deurbraak en wonderwerke en hy sê, ons het gesien, hy's 'n miracle maker, nee. Stem jy saam? Way maker. Ons glo dit. Maar kan ons vir 'n oomblik toelaat dat ons harte meer geraak word deur daai moment waar Jesus gekyk het en gesê het, ek het compassion oor hom. Ek weet hoe hy voel, ek weet hoe my vader voel oor my kinders, ek het daai hart van 'n vader vir sy kind binne in hom gesit. Ek het daar gesit. En ons 'n compassion wat iets laat gebeur in Jesus se binneste, om laat draai en dan het daar aksie gebeur daarna. Thank you, you may have a seat. Ons gaan sommer nou 'n moment maak, net daar waar jy is bid. Sluit jou oë. Dis 'n klomp hande wat opgaan het, ons het een van die stories gehoor. Maar net laat toe vir 'n oomblik, sê Here, ek so bewus daarvan, die stikkende mense, hier's bekommerde mense, hier's siek mense. Hier's mense wat moed verlore vlakte is. Hier's mense wat nie hoop het nie. Here, hier's mense wat uitroep na U en vir 'n oomblik wil ek my distansieer van my eie gemaksone en net toelaat dat dit my hart kom gryp soos wat dit 'n pa se hart gryp. So Here, ons bid, as gemeente bid ons vir wonderwerk, vir genesing, vir verlossing, Here, vir redding, ons bid vir voorsiening, ons bid vir wat nodig is in hierdie hande wat opgegaan het, wat sê Jesus, hier is ek, sien my raak, soos wat daai blinde man gesê het, Rabboni, dat ek kan sien, hier's begeertes in hierdie gemeente vanmôre wat uitroep na U toe. En as gemeente wil ons harte laat breek, saam met U hart vir elke een van hulle. Ons vertrou U vir die antwoorde, vir die deurbraak, vir genesing om te gebeur, in Jesus naam. Daar's ietsie wat kom skuif het in Jesus se hart, elke keer, wanneer hy mense gesien het, wanneer hulle gebrokenheid, sy hart kom aangryp het, en daai ding wat gebeur het was, compassion. Jesus was moved with compassion. Wat's compassion? In Hebreëus is dit die woord ragam. Nou, ragam, die stamwoord van hom sê eintlik, hierdie het ek al vir julle gedeel, sê eintlik baarmoeder. Dis
Dis dieselfde woord vir baarmoeder. En die prentjie wat ons hier kry, of wat hierdie beteken is, vir julle wat mamas is, nê, wat dalk swanger is op die oomblik, is hou 'n bietjie 'n mamma dop wat swanger is, nê. Sy sit daar tot sy mamma, nê. So hulle is toe Leonine nog kon hier voor staan, toe haar maag het nog toegelaat het, as sy gesing het, gehoor sy het een hand op die maag en in die lug. Daar's ietsie wat daai moederliefde van 'n ongebore kind onvoorwaardelik, wat beskermend is, wat haar aksies bepaal, wat net, dit is 'n ingebore liefde aksie wat die binnekant is. Sy sê nie, ons sal sien as jy tiener is. Ons gaan eers kyk hoe lyk jy as jy uitkom, en dan, as jy tiener is, dan sal ons nou finaal besluit of jy gaan lief hê of nie. Nee, sy sal haar lewe gee, letterlik vir haar kind. Compassion, dis die woord wat hier aangekoppel word. Nuwe Testament gebruik dieselfde beginsel. Splag schnizomai, dis ek het nie genies nie. Dis die Griekse woord, en dit beteken letterlik 'n gut-wrenching feeling, is in jou ingewande, word trek saam en word gegryp vir iemand of iets of omstandigheid en wat jou in beweging inbring. Nou, hier's die moeilikheid vir my en jou, is dat ons, soos daai 81-jarige tannie, het nie die vermoë gehad. Sy het nie die vaardighede gehad om reg te laat geskied in daai skildery om die restaurasie te doen nie. En uit ons eie waar ons staan en wat ons eie vermoë betref, het ons nie die kapasiteit om werklik hierdie tipe van compassion net outomaties net daar te hê nie. Dis iets wat vloei van God af. Dis iets wat uit my binneste uit die hart van die Here af uitvloei, en as ons nie iets verstaan van God se hart en hoe hy kyk na mense, gaan ons dit mis. Dan gaan ons 'n verkeerde prentjie skilder. Ons gaan dit opmors. Dis wat die Bybel sê oor God. Hy sê 1 Johannes 4 vers 16, God is liefde. En wie in my wie in die liefde bly in God, en God bly in hom. God is liefde. Dis nie God het lief nie. Dis 'n karaktereienskap van hom. Dit definieer hom. God is liefde. Eintlik is dit andersom. God definieer wat liefde is. So met ander woorde, hier's wat ek vir jou sê, hy is die bron van waar hy daai tipe gut-wrenching liefde uitvloei. Dis waar dit vandaan kom. Dis wat 1 Johannes 4 vers 19 ook vir ons sê, ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou moenie hoor wat ek nie sê nie, ek sê nie jy is soos daai 81-jarige tannie wat glad nie die vermoë het om hierdie te kan doen nie. God het dit binne in jou kom sit, die oomblik toe jou hart vir hom oopgemaak het, en jy sy liefde in jou ingenooi het, sê hy, nou is hy in jou en jy is in hom, en ons is in die Vader. Daar's ietsie van 'n wonderwerk wat gebeur, daai liefde, daai kapasiteit is binne in jou, omdat die Gees van God binne in jou is. En partymal maak ons harte net toe, vir daai om te kan vloei, net vrylik te kan vloei uit ons binneste uit. Dis wat ons wil doen in hierdie reeks, dis waartoe ons wil beweeg. Ons, as ons die vraag vra, hoekom het die Here jou so lief, dat hy sy seun gestuur het? Hoekom die Here jou so lief is, omdat hy na jou kyk, en hy sien meesterstuk raak, sy eie handewerk. Hy kyk deur die paint en die cracks en die foute en die moeilikheid en alles wat nie reg gegaan het nie, en hy sien sy eie handewerk. As Jesus na die kruis toe kom, dan doen hy dit omdat daar 'n ongelooflike waardering is vir wie jy is. Die Vader kyk na jou en sien die Seun in hom raak. Die Seun kyk na jou en sien die liefde van die Vader raak. Die Heilige Gees kyk na jou en sien die Vader en die Seun gereflekteer binne in jou. En sy krag wat daai na vore bring. Ons 'n ongekende liefde wat die Here het, en 'n waardering vir jou, en die waarde wat hy raak sien word bepaal. As ons vra wat bepaal waarde is, dis die prys wat iemand bereid is om te betaal vir 'n ding, nê.
En hier is die prys wat die Here bereid was om te betaal vir jou, 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Julle weet mos dat God betaal het om julle los te koop. God het betaal vir jou, en die losprys was nie dinge wat vergaan soos goud en silwer. Inteendeel, dit was die kosbare bloed van Jesus Christus. Wat is jy werd? Die kosbare bloed van die koning van die konings wat gevloei het om jou los te koop. Lisa, maar julle kan vir my vorentoe kom. Ons kyk partymal in die spieël en ons minag onsself. Ons kyk partymal na mense rondom ons en ons mis. Ons sien 'n prentjie raak wat geskilder is deur iemand wat nie die vernuf gehad het om reg te laat geskied aan wie jy regtig is nie. En ons kyk in dit vas. En ons mis dit. Ons mis die handewerk van God, ons mis die kunswerk van God, die meeste stuk wat die Here geskep het in 'n individu, in 'n persoon. En ek weet nie hoe jy voel nie, maar ek's redelik op vir hoe ons wêreld lyk. Dus ons ry nou dag weer deur die middestad en ek en nou is per ongeluk pad wat shortcut wat ons moes vat. Of wat GPS ons gelei het, en ons ry net daar deur en ek kyk weer en ek sien die gebrokenheid en die stikkendheid, en jy hoef nie ver deur Alberton te ry en kom by 'n robot wat nie werk nie. Nee, kan ek 'n amen kry. 'n Robot is een ding, dis mense wat op hulle knieë is vir hulle kinders, dis mense wat ons het vir die gemeente uitgestuur van een van ons ander nabye gemeentes, AGS gemeente, wat in die gemeente het hulle 2 kinders, niggie en 'n neefie, 1 jaar oud, swembad geval, seentjies oorlede, die meisietjie veg vir haar lewe, en ons as gemeente bid saam met hulle. Weet, sulke goed gebeur, gebrokenheid, en stikkendheid, moeilikheid in die wêreld, en ons is so half gedesensitized, nee, wat is, ek sê nie daai woord reg nie, maar ons is gedesensitiseer. Julle weet wat ek wil sê. Ons kyk, maar ons sien nie. Want dit is net te veel. Dit is te veel en te seer. Maar vir die Here vertrou dat ons sê, Here, ons kan nie toelaat dat ons net aanvaar nie. Ons kan nie toelaat, ek kan myself nie toelaat net om oor te gee en sê, dis nou maar hoe dit is. Dis maar waar ons is. En kom ons skraal aan, ons soek 'n bietjie na iets ligter om dalk net oor te lag. Jy sien ding met compassion. Compassion doen 2 goed aan jou. Dis een, hy kom ontwrig jou. Toe Jesus weggebreek het en net wou gaan rus het, dan roep hulle hom. Dan sal iemand wat een of ander nood of 'n behoefte het, dan het Jesus, then he was moved with compassion en hy het ge-engage. Compassion kom ontwrig jou lewe. En dit kos 'n prys. Dit vra ons tyd, dit vra ons energie, partymal vra dit finansies, partymal vra dit dat ek plekke gaan waar ek eintlik nie wil gaan nie. Maar daar's ietsie in wanneer ons, wat ons nodig het, as ons sê, die wêreld kan nie so aangaan nie. Here, die wêreld moet verander. Wat die wêreld gaan verander is nie nog 'n jammer gevoel nie. Wat die wêreld gaan verander is nie goeie bedoelings nie. Wat die wêreld gaan verander is 'n waarde revolusie. Dis wat ek daarmee bedoel, is wanneer ons die kunswerk sien, wanneer ons beweeg word in ons binneste, in ons gut, wanneer daar 'n moederliefde in ons binneste is, of 'n vaderliefde vanuit ons binneste uit, wat ek sê, Here, kan nie anders as om reg deur al die cracks en al die moeilikheid en alles deur te kyk in die handewerk van Jesus, die beeld en gelykenis van God raak te sien in hierdie mens, in hierdie stuk gebrokenheid. En so, hier is die challenge vir ons vir hierdie week, is dat jy vir Heilige Gees vra, Here, waar moet 'n waardeskyf kom by my? Is dit vir 'n sekere persoon, 'n individu? Is waar moet daar 'n waardeskyf in my binneste gebeur, dat ek weer kan sien soos wat U kan sien? Dat my hart sal breek vir wat U hart breek. En hierdie name wat ons hier op die bord geskryf het, is mense wat ons vertrou by die Here sal uitkom, ouens wat dalk
nie vir Jesus ken nie, maar dis meer as dit. Dis ouens wat waar ek dit beleef en sê, Here, hier moet dalk by my 'n waarde skuif kom vir daai naam, vir daai persoon, dat ek wil U vertrou vir U hand in daai persoon se lewe, wat ook al die omstandighede dalk mag wees. Ek sien baie lus om te bid nie, want die gebrokenheid is vir my oorweldigend. En ek kyk dalk 'n bietjie daaraan vas, maar daar's iets wat kom skuif in my hart. En ek sien nie meer die bedelaar, die blinde bedelaar langs die pad. Ek sien nie meer die malaatse nie. Ek sien nie meer die vrou wat in sonde was of wat in bloedvloeiing gelei het en nou is sy onrein. Al hierdie Bybelse prentjies nie wat ons modern kan maak. Ek sien nie meer hierdie etiket raak, Here. Ek sien die kunswerk en die handewerk van Jesus. Help my om nog beter te sien en dieper te kyk. So, ek gaan vir jou vra, as jy nog nie 'n naam hier kom opskryf het nie, dalk beweeg die Here jou vandag om 'n spesifieke naam te skryf, waar daar waarde skuif in jou hart moet gebeur. Kom skryf die naam op. Jy kan dit doen terwyl ons die responssang gaan sing, en al wat ons gaan doen, ons gaan, as we behold the man, as we behold the king, soos wat ons bewus raak van sy waarde, hy wat sy lewe kom neerlê het, hy wat die koning van die heelal is, hy wat die liefling van ons siel is, hy wat sy bloed gestort het. As ons net vir 'n oomblik bewus raak van Jesus, as we behold him, dan gaan ons in haar gebed in, dis waantoe die sang ons lei. Break my heart for what breaks yours. En dat dit iets wees waar ons sê, Here, soos wat ons U aanskou, help ons om dit te sien in die mense om ons en in ons lewens. So kom ons staan, ek wil vra om net saam met my in hierdie oomblik te staan. Toelaat Heilige Gees compassion kom release in jou binneste.